Goeiemôre familie, dit is Sondag, dit is 11:30 en dit beteken julle is weer eens ingeskakel hier op die program Herleef saam met my Cornelius Lou. Nou, van die van julle wat laasweek ingeskakel was, sal weet dat ons het deel 1 met die Rudy uitgesaai wat natuurlik sy getuienis was en watter kragtige getuienis was dit nie gewees nie. Jy weet, net om te weet dat dit ongeag waardeur ons as mens gaan, ons lê huidiglik in hierdie siekbed, ons sit in hierdie huweliksprobleme, ons het hierdie finansiële krisis, en dit voel vir ons asof ons nie uit dit gaan uitkom nie, maar ons kan vandag weet en verseker wees dat God is in beheer van alles waardeur ons gaan, en dat hy die enigste uitweg vir ons kan bied uit daai probleme uit. En wanneer hy vir ons 'n uitweg gee, wanneer hy vir ons 'n uitweg maak, moet ons getuig van dit wat God vir ons gedoen het, sodat ander mense ook kan weet, dit wat God vir jou gedoen het, kan hy vir my en hulle ook doen. Nou soos ek laasweek vir jou gesê het, hy is nie net hier om ons te motiveer nie, maar hy is hier om ons geestelik te stig in dit waardeur ons gaan, net om ons te verseker en te los met die wete, dat God bly in beheer. Nou vandag gaan ons deel 2 uitsaai en ek is opgewonde om saam met julle te luister met dit wat hy met ons wil deel. En soos ek genoem het, hy gaan vir die volgende paar Sondag hier by ons wees, elke Sondag om 11:30. En as jy nie kruiskyk op jou huidiglike DStv 'n decoder of op jou free-to-air decoder kan optel, soos hulle natuurlik nou in Engels sê nie, is jy meer as welkom om ook te gaan na Kruiskyk TV se Facebookblad, na hulle YouTube kanaal en dieselfde tyd wanneer die lewendige uitsending uitsaai op Satelliet TV, sal dit natuurlik ook beskikbaar wees op hierdie 2 sosiale media platforms. Nou sonder om enige verdere tyd in beslag te neem, hier is Rudy Klase met deel 2 van sy getuienis. Baie dankie aan Kruiskyk en almal betrokke wat hierdie moontlik maak. So die vorige keer het ek met julle gepraat en baie getuig oor wat gebeur het en daar's baie dinge wat 'n mens maar uitlos. Want 'n mens vra vir jouself, waar is dit nodig en is dit goed? En as al 3 van daai nie 'n regmerkie het nie, dan wonder mens. Daar is 'n paar keer wat 'n mens op die enetjie oortree, ons is ons maar net mense, maar daar is seker goed wat ons maar eerder uitlos. Vandag wil ek met julle praat oor die tengervel van trauma. En die pragtige woord tenger het ek ontdek nog, onthou ek dink ek was 13 of 14 in 'n gedig deur Ernst van Heerden, 'n musiek, waar hy gepraat het van hierdie hart se tengerkelk. Tenger, dis die mooiste, dis nie mooi nie, Afrikaans is so mooi, dat tenger is fyn, sag, breek maklik. En ek dink baie min mense verstaan die tengerkelk van trauma. Trauma wat in jou siel en jou gees inklim. En ek praat nie vandag nou net van depressie, of van ek voel nie lekker nie, of iets stake of bekommer my. Ek praat nou met julle oor goed wat jou in die grond indruk, want ek weet daar is mense daar buite, en ek weet dit omdat ek een van hulle was, wat in die grond ingedruk word op 'n daaglikse basis as gevolg van hierdie tipe van geestestoestande, oor iets met hulle gebeur het, waar hulle nie beheer gehad het nie, en baie mense voel skuldig oor iets wat hulle nie eens gedoen het nie, wat natuurlik totaal onregverdig is, maar ons is mense, en mense sal mense wees, maar ek is hier om julle te sê vandag, deur wat ek nou met julle gaan deel, dat jy nie net in God krag het nie, maar dat jy gevaarlik is. En as ek dit sê baie keer, dan dink mense, is jy nou een van daai kapokkantjies wat jou armpies daar so buite 'n nagklub gaan skit? Nee. Wat ek bedoel is, ons kyk na al hierdie snaakse goed wat in die wêreld aangaan, verhoor met hierdie, veral in Amerika, sangers en sangeresse wat hierdie ritualistiese, duidelik demoniese tipe goeders doen, en almal gaan net vir dit, hulle dans, hulle kap om, hulle hou net partytjie, besef nie hoe hedonisties en aaklig dit is nie, maar, my mens, een Christen, en dis wat mense nie besef nie, een werklike kind van die Here, ek sê dit eerder soms as Christen, vergeef my daarvoor, maar een werklike kind van die Here, is meer angswekkend en gevaarlik vir Satan, as enige aaklige ding, wat hulle op daai verhoog sit. Maak nie saak wat hulle doen nie, as jy daarin loop, jy papa, die duiwel is van jou bewus, want jou lig skyn. Ons is mos nie flou, ons gelowiges nie, ons ligte skyn. Al wat gebeur is, die lewe kom so partykeer 'n bietjie naby aan jou. Jy weet as jy 'n lig het, en jy druk bokse so 'n bietjie naby, of iets wat hom blok, raak hy net kleiner, hy is nog daar,
Hy raak net kleiner. Soos wanneer jy 'n gloeilamp skuif teen 'n muur of weg van die muur af. Hoe nader aan die muur, hoe kleiner die sirkel van lig, want jy kom nader aan iets wat jou beperk. Maar wat as jy daai lig in die middel van die vertrek sit? Dan is mos oral rondom hom lig. Miskien is hy nie lig genoeg nie, maar dan moet jy maar bietjie kyk of jy 'n skerper globe kan kry nie. Nee. Natuurlik is dit nou 'n eufemisme vir ons siele. En vandag is ook vir my baie belangrik om met julle te deel dat ons moet leer om te wees wie ons is en trots te wees daarop. Maar moenie verskonings maak vir wie jy is. Vir enige rede nie. Maar moet ook nie die Bybel misbruik om wat jy doen reg te maak nie. Want baie van ons doen dit. Ek het dit ook al gedoen. En mense hou nie van die woord profeties nie, soos ek al gesê het, maar ongelukkig is dit nou maar een van die goedjies wat die Here vir my gegee het. So noem dit dan iets anders as jy gemakliker voel. Kom ons sê eerder ek het 'n baie groot, baie intense gevoel van God in my en ek sien en weet soms goed wat die Here aan my openbaar en dis al wat ek sal sê. En daarmee het ek nog altyd net mense gehelp. Behalwe toe mense dit teen my probeer gebruik het, maar ons weet nou wie en wat dit was. En ek wil vir julle sê ouens terwyl ek daarop is, jy kan nie die klok terugdraai nie, hoor. Dit wat jy nou net gesê of gedoen het is klaar. Julle kan op Google gaan my naampie gaan intik en daar gaan honderde duisende goedjies oor my wees en baie van dit gaan nie baie lekker lyk nie en baie van dit is waar. En baie van dit is uiters gesnerd. Nietemin, ek het besluit om te sing en ek het, mens weet mos maar wat kom daarmee saam. Julle vandag moet julle praat oor, soos ek sê, die tengerkelk van trauma en hoe mense dit oorleef. En ek gebruik myself as 'n voorbeeld in hierdie dienste want dit is vir my wonderlik dat die Here my deur dit gesit het. Weet julle dat ek weer deur hierdie angs sal gaan, net om God so te ken. In hierdie hospitaal waar ek lê, is ek wie ek is. So, pype in die neus, dinge in die nek, dinge in die been, dinge in die arm, al wat dan iets in is in die voet, op daai stadium. Niks gebeur nie, in terme van niks werk reg in die maag nie, maar ek dink, want ek sê van die mense wat altyd iets wil maak, altyd iets wil doen, altyd iets wil skep. En dis een van my laagpunte in my lewe. Ek voel minderwaardig as ek nie gee nie. En daai moet ons ook maar afleer. Ek lê in die hospitaal, en ek het voor ek daar beland het ek 'n lied geskryf vir 'n sangeres. Want kyk, in Suid-Afrika dink ek almal het hulle eie opinies en jy is welkom. En ek noem nooit name nie want ek ken seker 90% van die kunstenaars persoonlik en ek het seker vir 80-90% iets geskryf. Maar daar's sekere van hulle wat nou maar net jy weet, jy kan daai liedjie maar gee en hulle gaan hom sing. En ek het hierdie lied geskryf en hierdie persoon sou dit sing en jong, dinge het daar skeef geloop, ek was verkeerd. En al het ek om verskoning gevra, jy moet ook verstaan, nie almal hoef jou vir verskoning te aanvaar nie. Al sê hulle vir jou op 'n mooi manier ons doen, hulle harte hoef nie. Die Bybel sê 70x7, maar die siel in hierdie 3 dimensies, wat belangrik is dat jy weet jy het jou beste gedoen om dit te remedieer toe jy verkeerd was. In elk geval die pragtige dame, en soveel talent, ek so lief vir haar. En almal, sy het nie die lied gesing nie. En ek het toch altyd, ek was tussen die boom en die bas, ek skryf 'n lied altyd vir 'n stem. Maar toe dit gebeur, toe dink ek myself, ek het nog nooit liedjies net weggegee nie. Ek gee nie 'n liedjie wat oorskot is vir iemand nie, want ek skryf vir 'n stem. Maar iemand moet hierdie liedjie sing, dis net te goed. Dis net te goed. En prys die Here dat dit te goed is. Kan iemand sê amen daar by die huis? Sê dit sommer hardop, amen. Dankie. Ek hoor jou nie, maar ek het jou gehoor. Jong, en ek besluit hierdie meisie is die enigste aan die een in Suid-Afrika wat al daai snaakse goedjies sal kan doen en hy sal kan kap laat hy klits. Ek kontak haar en sy neem dit op. Julle, dis so goed. Nou lê ek in die hospitaal, nee. Nou lê ek met drips en pype en goed in my neus en ek kan nie asem kry nie en ek kan nog nie loop en lekker praat nie, maar ek doen regie van musiek. Ek is met regisseurs op die foon. Ek praat 'n bietjie snaaks, want ek kan nog niks lekker vorm nie, maar ou baas, ek werk. Ek werk. God, laat my werk. Ek gooi hom. En sy neem dit op en ek is in hoenderflarde, nie eens hoendervleis nie, ek is in stukke. So mooi is dit. Dis goed. Julle en iets gebeur en weer eens kan sy dit nie vrystel. Julle, en kyk, op die stadium is my geloof toe al so sterk dat ek verstaan daar's 'n rede vir alles, maar ons het so hard gewerk dat ek regtig waar, as ek hierdie kruisie so 'n paar keer te hard vryf, dan weet julle, ek vra vir die Here, ek gaan my bietjie wangedra, verskoon my gou. Net 'n grappie, maar God is werklik so geliefd en hy het ons so lief.
Die liedjie word nie gesing nie. In 'n geval, ek is ontstel. Nietemin, ja, gewoonlik sou ek groot woorde gebruik het om te sê hoe ek voel. Wat met lelike letters begin. Maar ek is later uit die hospitaal ontslaan en ek's by die huis en ek lê hier op die bank. Nou, om julle 'n idee te gee, nou, na hierdie jare in die hospitaal en al hierdie verskriklike klomp morfine wat ek in het, mense kop is nie wat hy was nie. Ek kon nie aan 'n klavier raak vir die eerste paar dae nie. Vir die van julle wat nie weet nie, ons gaan later nog oor die trauma praat. My pa het homself voor my geskiet. Hy was nie oorlede as gevolg daarvan nie, net geskend, baie sleg. Maar hy is nou 4 jaar amper terug oorlede. Hy is doodgery deur 'n minibus, 'n taxi. En julle weet hoe voel party mense oor taksies. Tog het ek nie regtig, want dit help nie ons is kwaad nie. As jy kwaad is en jy het iets in jou buik wat jou pla, is dit jou probleem. Is nie daai mense probleem nie. Jy gaan nie die wêreld red deur kwaad te wees nie. En ek my pappa is oorlede en ek weet as by Jesus, so ek's gelukkig. En ek sien by die huis en ek lê eendag hier saam met my vroutjie, my steunpilaar wat sy's letterlik die enigste een wat ek luister as ek vir vrou was hierdie show of het ek hierdie liedjie gesing. As iemand anders vir my ietsie sê, sê ek al wat ook al. Maar sy het vir my sê, baby, that was not your best. Ek sê, okay, dan sê ek kom nie weer nie. Ek sien by die huis en sy sê vir my die dag, jy's baie onrustig. You're just everywhere. You're everywhere today. Something's bothering you. En ek sê vir haar, yeah, baby, but I'm bothered because I can't sing. It's there, but it's not, am I going to be able to sing ever? Gaan ek ooit weer kan sing soos ek gesing het? En ek gaan badkamer toe. Hierdie is 'n grappie wat ek aan my vertonings maak. Die Here gee altyd vir my liedjies. In 'n Checkers, in 'n Edgars, in 'n Spar, in Mauritius, waar ook al ek is, gee my liedjies. Maar die meeste treffers gee vir my as ek badkamer toe gaan. So baie van my piepies is dubbel platinum werd, prys die Here. Maar hier is ek in die badkamer en die Here praat met my. En al opdrag wat ek kry is, gaan nie ateljee toe en gaan sing. Nou dit kan ons al baie goed beteken. Nou dink ek vir myself, alright, kom ons gaan. Ek sê vir my vrou, gaan nou maar. Kyk hier, en as die eerste keer wat ek my ateljee weer aansit, ek dog, laat ek nou maar een van my geestelike werke lekker laag op die klavier speel en kyk of ons dit kan so kan maak. En toe ek my rekenaar aansit, gewoonlik kom my e-pos eerste op. Ek neem aan van julle het gesien, ek verf my naels, dis gel. Want ek het 'n lekker persoonlikheid, so ek's kleurvol. Maar dit maak my nie snaaksie, hoor, as julle geskrik het. Ek maak hierdie rekenaar oop en ek sit dinge aan. En die regisseur wat my gehelp het met hierdie lied, Werner Beek, is een van die beste in Suid-Afrika. Indien nie die beste, hy is fenomenaal. Het hierdie lied se regie gedoen. En die lied se naam is Storm, wat ek geskryf het. En hier sien ek op my e-pos, maar hy het hierdie lied se klankbaan vir my gestuur in my sleutel. Maar nie die sleutel van Rudy wat siek is nie, Rudy Klaase, die sanger, wat bekend is vir sang, se sleutel. In my hart lag ek net, maar ek voel hoe die Here sê, maak oop, trek in, sing. Sit hom in die program, sing hom. Ek dog, you must be joking. Maar nou ja, as God praat, dan luister ek. Ek sit aan, ek doen nie 'n behoorlike klanktoets eers nie, want ek het so vooropgestelde situasie, ek dog maar dit gaan niks wees nie. En ek trek die musiek in, en ek gaan sit om 'n liedjie te sing. En net voor ek wil sê wat gebeur het, jy weet, die Here het 'n storm stil gemaak en die disippels was so bang gewees. Ons lees in Josua daarvan, hoe bang hulle was. En ons lees, so dat die Here vir ons nie net sê, in Engels sê, hy beveel jou, God beveel jou, om nie bang te wees nie. En Josua beveel hy jou, hy beveel jou. So jy het nie eintlik 'n regte keuse nie, jy het 'n opdrag. Soos jou baas vir jou sê, jy moet hierdie gou vir my 5 uur klaar. Die Here sê vir jou, jy het nou, ek beveel jou, en die Here beveel my daar, om nie bang te wees nie. Ek voel dit in my gees. En ek speel daai liedjie. En nou het ek hier geoefen, stem is nie warm nie, daar's niks. Ek weet ons daar gaan niks gebeur nie, ek verwag ons nou maar die ergste, ons is so gekondisioneer. En die liedjie begin met 'n wat ons noem 'n run in Engels. Dit was nie, ek kan nie in Afrikaans sê hardloop nie. Ek wonder wat is 'n mooi woord. Iemand moet my sê. Vokale tuimel, glo ek is 'n lekker term. Miskien kan ek hom ontwerp. En die liedjie speel en ek en ek kom agter, maar jy kan dit dan reg kry.
Ek dink dit is vreemd. Goed, maar nou weet ek, daar kom 'n sleutelverandering ook nog buite in die koor wat so hoog is soos die berg Sinai. Weet ek daar kom nog 'n dit, ek gaan dit nie kry nie, maar ek kan daarom gaan. En ek dog laat ek sing. Julle en ek sing, maar ek dink nie daaraan nie, ek sing nie. En ek gee dit net vir God. Daai liedjie, I surrender all, nee, surrender it to God. Ek gee dit net vir God. Julle en toe die koor slaan, waar ek moet sing ek is elektries. En dan ek is 'n storm, daai noot. Ek dog nog van, dis so en ek dog, so. Julle en ewe skielik. Storm! En ek soos, wat in die Celine Dion het nou net gebeur? En weet jy wat het gebeur? Die Here het net sy belofte nagekom aan my. Want ons het baie beloftes wat ons moet nakom teenoor die Here, né? Daar's spesifiek 10 van hulle. Maar daar's baie meer, maar hier het die Here deurgekom, deur alles wat ek is. En die lied Storm wil ek juist vandag aan julle opdra. Weet jy hoekom? Baie van julle wat hier sit en kyk vandag, baie mense in die wêreld besef nie in die gees hoeveel krag jy dra nie. Wat jy kan doen as jy God regtig waar ken nie. Kyk, God is aan jou kant of jy wil weet of nie. Ek praat daaroor later in die diens. Of jy nou wil weet of nie, is aan jou kant. But what do the English say? Nothing works unless you do. Right? Nothing works unless you do. En is moeilik party daar. Ek kyk vir jou nou deur hierdie skerm en ek weet jy kyk vir my en jy dink Rudy, jy kan nie praat nie, jy dit en jy dat. Nee, ek kan praat. Want weet julle toe hulle geskryf het 'n rapport op die voorblad eendag, as jy jou gelukkig ag, kan jy by Rudy Klaas se Herehuis verbyry en kyk na die perde op sy hoewe, bla bla bla. Min weet hulle in my Herehuis met sy 90 miljoen slaapkamers en balkonne en perde, braak ek saans van hongerte, want ek kon my huis nie betaal. Ja, en ek is kamer oor. Dit was 'n toets. Guess what? Isa, wie het gewen? Die duiwel of ek en God? So jy wat vandag daar sit, hoor gou wat ek vir jou sê. Die liedjie sê dit ook. Daar's 'n weerman wat hy hel voorspel. Dis nie om die duiwel. Nee. Die vraag is, wie het hom aangestel? Sê die lied ook. Nou moet jy op 'n stadium in jou lewe kom waar jy sê, wie gaan ek aanstel om die weer van my te voorspel? Want ek sing self in die lied, ek kan die wind beheer. Elizabeth die eerste het gesê, I too can command the winds, terwyl haar dreig. Nee, ek kan nie die wind beheer nie, ek kan nie. God kan. So wat van, as ek onophoudelik in God vertrou en bid, en dan in die oog van die storm klim? God, ek dink God sal die weer vir my beheer. Jy is 'n storm, jy wat hierdie kyk vandag. Jy is 'n storm. Jy is elektries. In my geval, al sê die hoofnuus dat ek my skip gaan sink, kan ek nie verdrink nie, en jy kan nie verdrink nie. Weet jy hoekom kan jy nie verdrink nie? Want jy is water. Nie net al daai 70% van jou liggaam nie. En God kan jy nie verdrink nie, want jy is water. En dit is nou te laat vir die mense wat in jou klippe gooi. Jy kan nie, jy gaan nie, jy sal nie op jou opgee nie, want jy is 'n storm in die naam van Jesus Christus. Nie 'n storm wat kom om huise te breek, om dorpe om te keer, mense seer te maak nie. Jy is 'n storm wat vol meer waarheid is as die betekenis van die Oxford Dictionary se woordeboek. En dit maak jou so 'n klein bietjie gevaarlik. Jy weet, al so gesegdetjie mos, is eintlik nie baie wat mense gesê het in Afrikaans altyd. Jy wees versigtig, ek's nog steeds baie giftig. Maar wat as ons daai idee vervang? Dat ons nie vergiftig is nie, vergiftigend kan wees nie, maar vergifnis gesind. Versigtig, ek's vol vergifnis. Amen? Kan iemand sê amen waar jy sit? Staan op. Maak seker as jy wakker word in die oggend, jy doen wat ek doen. Voor jy uit daai bed uit klim, moet jy die voorreg hê om te kan loop as jy kan.
of te beweeg of mobiel te wees. En selfs al kan jy, as jy die voorreg het om jou oë op te maak, dan sê jy, dankie Here, ek's wakker. Dankie Here, ek's wakker. Dankie Here, ek het 'n geleentheid vandag. Soos ek altyd sê, julle en ek gou hierdie preek tot ek geel word in my gesig. Bly glo en weet en vertrou dat dit 'n voorreg is om basiese dinge te kan doen. Basiese dinge te kan doen. Jy's 'n storm. Jy is elektries. Al sê die hoofnuus, die mense, dat jou skip gaan sink, kan jy nie verdrink nie, want jy is water. Dis nou te laat vir hulle, want jy gaan nie op jou opgee nie. Jy is 'n storm. Saam met God kan jy die wind beheer, en ja, jou hart is dalk seer, en dit waai deur jou, en dalk voel dit vir jou partymal, of die geveg binne jou gedaan is. Maar waar het hierdie haat vandaan gekom, moet jy jouself vra. Want wat daai haat doen, waar het hierdie haat vandaan gekom? Wat seer vermom. Mense wat bloei op ander mense. Waar het hierdie haat vandaan gekom? Van mense wat seer het. En as jy in 'n plek kry waar jy voel of jy miskien nou 'n bietjie gaan begin haat, praat met God. Ek dink nie, daar is iemand wat beter verstaan as 'n man wat gekruisig is nie, hoor. Ek dink nie, daar is iemand wat beter gaan verstaan as iemand wie asyn gevoer is in sy diepste dors nie. Ek dink nie, daar is iemand wat beter gaan verstaan wat sy eie las moes dra op die Via Dolorosa. Ek dink nie, daar is iemand wat beter sal verstaan as iemand soos hy wat op Golgotha gesterf het vir jou sonde nie. So ek dink, is die regte mens om mee te praat, is die drie-eenigheid in die Heilige Gees, en om vir Jesus te sê, help my vandag, want ek voel nie lekker nie. Ek dink vandag wil ek hier regtig hier wees nie, so ek voel. Here, ek het snaakse idees nou. Ek dink snaakse goed wat ek nie moet dink nie. Help my. Here, help my. Want ek weet ek is 'n storm, maar is nie vandag wolke nie, ek weet nie hoe om te reën nie. Ek het 'n liedjie geskryf jare terug wat sê, ek loop in God, en het reën nie meer. As jy om God loop, kan dit nie reën nie. Maar as jy die reën nodig het omdat dit droog is, as jy nie glo nie, sal al jou oese sterf en tot niks kom. Ek is vir julle lief. Ek sê dankie vir die wonderlike voorreg. En ons speel uit met my lied Storm. Jy mag jy onthou, jy is nie net waardig en pragtig en geliefd nie, maar in Christus is jy gevaarlik op al die mooiste maniere. Amen. Iemand het weer vir my versprei dit onder buie gestuur. Daarom is hemelblauw, so prijs vir my en jou so diep. Wie het die weerman aangestel? Wat hel voorspel. Laat die weerlig staan, ek is gewoon daaraan. Ek is elektries, as sê die hoofnuus, dat ek my skip gaan sink. Ek kan nie verdrink nie, ek is water. Ek is nou te laat vir jou, maar ek gaan nie op my opgee nie. Ek is gestorven.
Die weerlig staan, ek's gewoon daaraan. Ek is elektries, al sê die hoof nies, dat ek my skip gaan sink. Ek kan nie verdrink nie, ek is water. Dis nou te laat vir jou, maar gaan nie op my opgee nie. Ek is 'n die weerlig slaan, ek's gewoon daaraan. Kat, dit was perfek almal. Awesome, baie dankie. Thanks, dankie. Dankie julle. Wil jy dit weer doen? Jy is seker is van ek want ek kan dit regtig beter. Ek sê nou weer. Dit is altyd so lekker om te kan luister dit wat die Here doen en gedoen het in mense se lewens, en ons wil baie dankie sê vir Rudy wat sy storie met ons deel, en ons wil ook vir al die kykers dankie sê wat elke Sondag so pligsgetrou inskakel hier op ons program op Kruiskyk. Ek wil julle vra, ek wil julle aanmoedig, skakel volgende Sondag weer in om verder na Rudy te luister. Soos ek genoem het, hy gaan vir die volgende 2 Sondae nog hier by ons wees. So tot en met die 29ste Junie gaan Rudy woord en sy getuienis en natuurlik sy storie met ons verder deel. Ek wil baie dankie sê vir al die oproepe, vir al die SMS'e wat ons ontvang, en ons wil vir julle sê, ongeag waardeur julle gaan, ons nommer sal hier onder op die skerm verskyn, dis 'n 24 uur gebedslyn, so julle is meer as welkom om julle versoeke vir ons te stuur, en ons sal saam met julle vertrou vir dit wat julle God vertrou. Ons sien julle volgende week, dieselfde tyd, dieselfde plek, hier op Kruiskyk TV. Mag die Here julle seën in hierdie nuwe week wat julle mag ingaan. Tot ons volgende week mekaar sien. Die Here seën.